Vanaand kom braai kuiers in Stellenbosch by die Jordan Wynlandgoed. In die Oos-Kaap rus ons lekker en jag vir 'n Nyala bil by African Karoo Hunting. Ons maak 'n heerlike lychee voorgereg op die kolegaat en kyk na die maak van ons nuwe buitelug kussings van Outdoor Works. So sit terug en kom braai saam met ons. Hierdie week kom braai kuier net buitekant Stellenbosch by die pragtige Jordan Wines. Ons gaan drink wyn. Hierdie plek se wyn is gewoon uit die boek uit. Ry saam. Na 82 kom braai episodes. As jy al seker gewoond aan die volgende stelling moet sê, Dewaldvis het verseker die lekkerste werk. Maar vandag kuier ons hier by Jordan Wines net buitekant Stellenbosch saam met Jacques. Maar Jacques, as ek 'n lekker werk het, jy 'n awesome werk. Want jy mag jy moet elke dag op die job drink as ek so kan stel. Vertel my 'n bietjie van julle ligging. Waar presies is julle geleë? Ons is in die bokant van Stellenbosch Kloof geleë. Ons is die heel laaste pas in Stellenbosch Kloof. So ons het basies ons so mikroklimaat. Ons het noord-oos, suidwes en noord facing slopes, as ek dit in Engels mag gaan sê. En ons het slopes wat agter wys na Kuilsrivier se kant toe. So ons het hele mikroklimaat op sy eie. Maar as jy kyk na die views, ek bedoel hier's damme, hier's wingerde, hierdie plek is mooi. So boonbehalwe die mooiheid, julle maak apparently baie mooi wyne, wit en rooi of wat? Wit en rooi, een van die top chardonnays in Suid-Afrika en ook in die land. Ons het nou goud gekry vir ons 9 Chardonnay, wat die beste Chardonnay in die wêreld gewen het. Ja. En ons het ook baie goed rooi. Ons het onlangs Veritas goud gekry. Ons Cabernet en ook ons Cabernet Sauvignon blend het ons goud gekry vir die Conquest de Mondial. So julle het 'n witwyn en 'n rooiwyn keller en natuurlik hou julle rooiwyn word verouder in vate. Ja, rooiwyn tussen 12 en 24 maande. Franse, 'n klein bietjie Amerikaanse hout. Chardonnay doen ons tussen 6 maande vir die minder houte tot 12 maande vir die top 9 Chardonnay. So hoeveel variëteite wit en hoeveel variëteite rooi doen julle hier by Jordan? Rooi is Cabernet Merlot en Cabernet Franc en 'n klein bietjie Shiraz. En wit is Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Riesling wat ons nou in ons glas het. En dan ook obviously die Chardonnay wat ons top witwyn is. Maar dit voel, kyk ek weet dit is nou natuurlik 'n plaas, maar dit oral is net kolgase. Dis 'n fantastiese plek om te kom kuier. Want kyk, almal is nou nie bevoorreg soos ons wat hier draai kom maak om wyn koop. Waar is julle wyn beskikbaar? Is dit aanlyn beskikbaar, by winkels beskikbaar? Ons doen meeste restaurante en obviously het ons 'n restaurant op die plaas wat in die agtergrond is en 'n restaurant in Londen. Dis 'n bietjie ver hoor. Dis 'n bietjie ver. So dis daar beskikbaar as jy daar gaan kuier. Maar ja, ons lewer restaurante, ons doen 'n klein bietjie wyn vir Woolworths. Klein bietjie wyn by Checkers, maar meeste is dit niche wynwinkels en restaurante. En dan obviously verkoop ons wyn van die plaas af. Ons is besig om 'n deli te bou. Dit gaan einde November se kant klaar wees. Vir mense wat nie wil 'n 5 gram maaltyd by die restaurant wil eet nie, kan net vinnig hier kom vir ontbyt en 'n bietjie kom fietsry daar op die koppie en lekker of net kom sit en wyn drink. Of net kom sit en bring jou fiets tot hier, los hom op die rak. Ja, so. Jy kan met jou fietsry klere kom wyn drink. Jy kan alweer vir 'n vrou sê jy kom fietsry, maar jy kan kom wyn drink. Die probleem is my vrou ry fiets en ek drink wyn so ons altyd kan kom. Nou vir die persoon wat hier kom kuier by Jordan, maar hy wil nie heeltyd hier op 'n bankie sit wat baie lekker is, maar hy wil so 'n bietjie uitkom. Wat bied julle nog? Wel, ons doen 'n baie lieflike keller tour en wingerd tour. Wingerd tour is baie nice. Ons vat jou op 'n lander wat ons self gebou het. Dit lyk onstabiel, maar baie stabiel. Oor die hele plaas, ons proe wyn op die plaas. Ons kan reël die restaurant vir versings om te eet. En dan kan jy basies van bo af kan jy Tafelberg sien en jy kan die stille in die Atlantiese Oseaan van een plek af sien wat baie uniek is. En jy kan selfs baie die see reik tot daarbo. Alhoewel dit ver van die see af is, kan jy dit albei kante sien en reik. So dit maak dit baie uniek.
Okay, ons drink nou 'n wit wyn, so ek wil nou daai rooi wyn, dis 'n Cobbler's Hill. Cobbler's Hill. Hier is julle Cobbler's Hill. Waarna ruik mens, waarna proe mens vir hierdie spesifieke wyn? Net so 'n bietjie uitgrond. Mens. Cobbler's, Jordan Shoes, Ja? Jordan Winery, Gary se paar aandele by Jordan Shoes besit en die hele familie Jordan Shoes begin en hy bly heel bo op die bult en hierdie wingerd is net langs sy huis. En dis hoe ons sê Cobbler's Schoenmaker Hill. So dis 'n Cabernet Merlot, Cabernet Franc versnit. Hierdie spesifieke een het die Canter goud gewen, internasionale. Maar dit is 'n wonderlike wyn. Ja, hierdie wyn is en dis 2009 en hy begin huis oop te maak. Yes. So hy's Cab dominerend, seker baie van daai donker vrug spesery cigarbox op die neus. Ja, hy's pragtig. Goeie genade. As jy kom by pryse, ek bedoel, is julle bekostigbaar? Ek weet party mense is R300 ook bekostigbaar, maar wat is bekostigbaar wyn by julle? Wat kos julle top rooi en Ons julle duurste rooi wat party mense witwyn kos is net so ietsie oor die R200. Okay. Wat ek bedoel, is 24 maande nuwe hout en dit vat is al R10,000 om te koop. Ja. Nuwe. So dis vir ons is bekostigbaar. En dan verder ons witwyne is net onder die R100. Top Chardonnay 9 yards wat baie limited is R240 en dan die ander wyne is almal onder R200. En die Cobblers wat ons nou drink, wat kos hy bottel? Hy is as ek nie verkeerd nie R225. $225. Wat 'n bargain is. Dis die steel van die eeu. Ja. Dis sluit dan seker nou 'n kus, né? Ja. Times 6. Times 6. Neem, dankie vir julle gasvryheid. Ons kerktogte lekker hier. Cheers jong. Tydens die onlangse jagseisoen het kom braai gaan kuier in die Oos-Kaap en gaan jag by die stunning African Karoo Hunting. Hierdie ou plaashuis dateer uit die vorige eeu en het al die luksehede wat mense kan verwag van hierdie top jagbestemming. Buite in die ruimkamers is daar 'n verskeidenheid onthaalvertrekke. En met die taxidermie kunswerke kon ek sien hier word sommer groot gejag. En as dit warm raak, is daar altyd die swembad om en af te koel. Ek en Karl het besluit om op 'n wildsbesigtigings toe te gaan en gaan inloer by die leeu's. Ai, en is hulle nie pragtig nie. Hier is ongelooflike baie dierspesies. Kyk net die mooi kudubil en sommer 'n dik trek elande. 'n Trop gemsbokke wys hartskene. En nog 'n trop elande, sowel as 'n paar springbokkies wy lekker rustig. By African Karoo Hunting word ook met eksotiese diere geteel, soos hierdie goue wildebees en die skaars simetaar. Hier by 'n trop swart wildebeeste en die pride and joy van African Karoo Hunting, 'n groepie mooi buffels. Na die son se sak oor die koppe was dit tyd vir 'n snackie by die vuur, terwyl die tafel in gereedheid gebring is. Om hierdie tafel gaan die volgende paar dae nog lekker gekuier word. Wel, ons is hier om te jag en vroegoggend ons uit na een van die kampe waar nyalas vroeër gewaar is. Nyalas is lief om in beboste areas rondom rivierlope te wy en dis waar ons hulle kom soek. Hier gaan ons sommer lekker baie loop en klouter, want dis mos waaroor jag gaan, sodat die dier net soveel kanse het om weg te kom as die jagter op sukses het.
droë rivierloop lewe niks op nie. Nou klouter ons 'n koppie uit om beter die area te verken met ons verkykers, voordat ons weer in alle erns verder loop. Die kameelperd staan rustig en loer, want dis glad nie op my spyskaart nie. En kort voor langs sien ek toe 'n mooi nyalabil in die bosse staan. En nou moet daar planne gemaak word om naby te kom, sonder dat die diere jou gewaar. Ons is toe af in die rivierloop in die rigting van die nyala. Hooplik het hy nie te ver geloop nie. Die geluk is met ons en nou is daar 2 bulle. So nou is dit tyd om te begin bekruip, want in die bosse moet jy so naas moontlik kom vir 'n oop skoot. My gids, Fossie, wys my dat die nyala steeds in die bosse staan. So, ons kruip toe maar nader. En maak gebruik van 'n klimbankie om aan te lê. Kalk hierdie oké en die skootplasing moet nou net perfek wees. En dit was. Almal is vol smiles en kyk net hierdie spog nyalabil. Terug by die lodge was dit tyd om die groot vuur aan te steek. En ons is gevra om ons eie voorgeregte te braai. En met die kolle wat so warm is, gee ek maklik die braaitang af. Kyk net hoe lekker lyk hierdie seekossosaties. Vir die hoofgereg is daar verskeie snitte wildstyk op die kolle gesit, sowel as heerlike wildsvleissosaties. Die chef het toe sommer op een van sy geheime resepte met ons gedeel. We've got some loin of kudu, okay, marinated in red wine, rosemary and black pepper. They are not too thick, so preferably we're going to serve them either just flash fried, if you want them rare, and I'll have about 2 or 3 on the fire for somebody who wants a well done piece of kudu. Jy met 'n bord kos wat so lyk en my nuwe vriende het ons met tafel gekuier tot die vroeë oggendure. Dit was 'n great jagtripie by African Karoo Hunting. Soos ouer gewoonte voor elke dis, gaan maak ek 'n draai by my plaaslike Pick n Pay supermark op soek na net die beste produkte vir 'n lei lekker kombraai dis. Want hier kry ek ook meeste van my ander verskaffers se produkte. Net chaka van kombraai.
En met my nuwe Smart Shopper kaart kan dit nie verkeerd gaan nie. Dis hoekom ek daai braai koppies met Pick n Pay doen. Hierdie is tyd om weer 'n vuurtjie te maak en ons werk natuurlik die beste, die skoonste chaka. Dan sê iemand, hoe kan chaka of hoe kan charcoal skoon wees? Hierdie is daai instant light charcoal, die verdeel van die braaimeester handelsmerk van chaka. So is een vuurtjie. Alhoewel hulle 4 aanstekers het, is nie nodig hierdie keer. Steek net die sak hierdie bring. As baie mense het my vra, wat is 'n lekker so voorgereg? Nee, 'n pak chips is nie 'n voorgereg. Dis pure luigheid. En ons drink natuurlik vandag hierdie fantastiese lekker wyn van Jordan Winery net hier oor die knop hier by Stellenbosch. In elk geval, terug na die dis toe nie. Jordan is ongelukkig nie die voorgereg nie. Och, maar is lekker genoeg om dit te wees. Wat ek vandag gaan maak, ek gaan hierdie volcano pan gebruik. Dan gaan ek vir ons liedjies gaar maak. Nou dink jy besef, heaven beheld, hoe maak ek bes liedjies gaar? Nou hou dop. Gaan hierdie ding gou hier agterop sit. Wat gebruik ons vandag? Ons gebruik pitted liedjies. Nou ek is bietjie dom, maar pitted beteken vir my die pit is nog steeds in, maar pitted beteken actually die pit is reeds uit. So hierso het jy 'n pitted liedjie. So as die pit is uit, dan het ons bietjie vette kaas en ek het klein bietjie gerookte spek. So wat ek nou gaan doen, ek gaan hierdie stukkie vat en net so in die middel deursny. En kom ons begin sommer breek hierdie vette kaas. So jy al vir jou 'n stukkie vette kaas uit. So jy kan enige blou kaas, jy kan enige kaas waarvan jy hou, kan jy hier insit. So al wat jy nou doen, jy vat dit net en jy druk dit in hierdie holtetjie. Word dit nie forceer nie, die laaste ding wat jy wil hê is dat hy oopbars. En wat ons nou doen, sê ek in die breedte van die so bo oor die blou kaas gaan ons nou hierdie gerookte ham sit. Nie gerookte ham, nie gerookte spek sit. Druk 'n tandestokkie daardeur. En net sodat hy maklik in die pan kan rol, knip ons sy puntjies af. So kom ons doen nog so 1 of 2 of 3. Tussen gaan ek net gou vir so 'n olietjie hier in die pan gooi agter. Hy begin nou lekker warm raak hier so op hierdie chaka braaimeester kole. Ek wil hom net warm genoeg maak dat die kaas hier lekker smelt. En die oomblik as jy dan deur hom byt, dan kry jy die soet van die liedjie, jy kry die sout van die bacon en daai heerlike kaas smaakie in die middel. Volgende oomblik dat julle hierdie goedertjies sien, is hulle in 'n bordjie of in my kies. Cheers, hallo pai. Die laaste paar weke het ons julle vertel hoe ons besig is om die Komberraai se studio mooi te maak. Natuurlik, 'n stoel is 'n wonderlike ding. Maar kyk, as hy nie 'n lekker kussing op het nie, dan is dit ook maar useless. Nou, ons het besluit, ons het 'n firma ontmoet met die naam van Outdoor Works hier in die Kaap wat hulle maak buitelug kussings. Nou, obviously enige kussing wat jy buite sit word 'n buitelug kussing, maar iets wat uniek is van hierdie kussings is die feit jy los hulle buite. Wie van julle onthou ek het 'n draai gaan maak by hulle fabriek om te kyk presies hoe werk dit. Weer daar aangekom en natuurlik vir Barry ontmoet en toe die dames daar die boker wat al hierdie kussings aan mekaar sit. Dis eintlik so eenvoudig hoe hulle dit doen. Kussing word natuurlik eers gesny op 'n groot tafel uitgesit en dan word hy gesny. En dan ek kan nie hulle name dan nie. En dan word hy gestik en dan word hy gestryk. Die oomblik as hy klaar gestryk is, hulle stryk hom met een van hierdie groot presses. Dan stryk hulle hom plat en dan sit hulle iets wat ons natuurlik nie mag vervul met. Hier sit hulle daai geheime produk in die binnekant. En dis die produk wat nat raak, maar ook onmiddellik weer droog raak. Dan sit hulle dit in, dan stik hulle die kussing toe en dan sit hulle vir hom hierdie logoetjie op, Outdoor Works, soos julle hier kan sien. Natuurlik voor die tyd kom hulle doen al die mates van jou kussings, want hulle maak dit sodat dit by jou bank kan pas. Maak nie saak watter stoel of bank jy het nie, hulle maak dit vir jou. En om te verhoed dat hierdie kussings die hele wêreld vol gly, maak hulle bandjies wat met velcro aan die onderkant vassit, maak hulle met bandjies sodat jou kussings, soos jy kan sien, sit lekker vas. En toe natuurlik al ons kussings klaar gemaak het,
toe word alles gerap. Kombraai se naam word opgeskryf, word in die Vito gelaai en toe kom pak ons dit hier uit. En net om vir julle te wys wat 'n groot verskeidenheid het hulle. Hierso het ons 'n 3-seater en 2 2-seaters wat kussings gekry het. Ons het 'n 8-seater tafel wat elkeen sy eie loskussing gekry het wat 'n rugleuning sowel as waar jy sit het. Ons pool loungers het kussings gekry. Ons ope lug area waar omtrent 8 mense kan sit, die kussings gekry. Ons los enkel sitplekke, die kussings gekry. So maak nie saak watter kleur jou huis is nie. Jy kan enige van hierdie kleure kan jy kies sodat dit by jou huis en jou dekor pas. Nou natuurlik Outdoor Works is bekend vir hulle buitelug sambrele wat hulle bou en so tjoef-tjoef sê wys gou vinnig vir my. Al hulle hout word, weet jy kry baie van hierdie Chinese produkte wat net ingevoer word. Die stokkie is dun, hy breek maklik in die wind. Hulle het 'n werkswinkel wat hulle tot die knoppe en ek ken nie die regte name nie, wat hulle in 'n draaibank draai. Hulle lamineer hom eers om sterk te maak. So nou sit jy met 2 sulke ronde knoppe, een wat aan die bokant is en een wat die gat in het. Toe begin hy die verskillende balkies aan vassit weens met 'n propper. Dis nie hierdie ventergat wat noem jy dit metaal. Hierdie is propper. So hy hou, hy kan nie roes nie. En toe dit nou klaar is, toe sit hulle dit alles aan mekaar. Sit dit op 'n paal, sit die paal op 'n basis, is die regte woord. En toe kom die seil in word boor gesit, dit word opgeslaan, dit word opgetrek en onmiddellik het jy 'n parasol of 'n buitesambreel wat werk soos 'n droom. Natuurlik, die oomblik as hy toe gaan, word daar so skede oor hom getrek. En dis eenvoudig wat dit is. Die lekker deel natuurlik van Outdoor Works is die feit dat jy kan jou sambreel laat jou handelsmerk opsit. So enige as jy 'n restaurant het of jy het 'n lekker braaiplek en jy wil net jou eie naam daar brand, dis presies wat jy gaan doen. So die van julle wat lekker buitelug sambrele soek of ongelooflike kussings vir jou braai area met die dingetjie wat anders is. Jy los hulle buite. Jy vat hulle nooit in nie. As iemand nou sy glasie rooi wyn op 'n omkeer, dis oukei, dan vat jy houtspyt, dan spuit jy hom skoon, weet? Hy kan nie mif nie, hy kan nie van kleur verander nie, so jy los hom buite. So soos wat ek sê, die van julle wat 'n ordentlike kussing soek, daar's net een plek, Outdoor Works. Dan kom braai gebruik Outdoor Works se buitelug kussings. En hier gaan hulle op vir jare staan. Volgende week op Kom Braai drink ons heerlike wyn by die Welgemeen Wynplaas. Ons maak 'n lekker chili sop op 'n potgaar en kyk na 'n lekker koeleboks van Basecamp Adventure Gear. En ons sluit af met 'n onvergeetlike jag by Miljogi Safaris. So maak 'n nota om Kom Braai elke Dinsdag om 7 net hier op ISTV.